So as jy volgende kuier, ons het gesien hier's 'n paar ouens wat die kuier ook, wil ek sommer net vir my kant af ook baie welkom sê. My naam is Johan, so jy sal my nou nie ken nie, maar dis vir ons so lekker om julle hier te hê. Ons sê altyd vir die ouens skop jou skoene uit, maar net nie die ou voor jou raak skop nie. Jy kan tuis wees, hoor. So ons is in 'n reeks, ons maak hom eintlik klaar. Die reeks Reconnect waar ons wou 'n bietjie praat oor koneksie hier en so ek gaan vanoggend so 'n bietjie connect met jou en vir jou nuttelose inligting oor myself gee, maar dan weet jy ten minste iets van my. Gaan so 'n bietjie vulnerable wees, maar dit beteken jy gaan ook ernstig iets van jou moet sê vir my iewers op 'n call of vir iemand in die gemeente. Okay, jy hoef dit nie vir my, jy kan vir iemand in die gemeente sê. So hier's 'n stukkie inligting oor myself. In 1984 was ek in graad 7. Okay. Ons my ouderdom, dis standaard 5. Okay, so standaard 5, 84, ek en 'n pel, ons wil graag gaan fliek. Daar's hierdie fliek wat uitkom in daai tyd en daar's groot hype rondom die fliek en ons wil so graag gaan fliek. Ons het nie geld nie. Nou ons het hier groot geword in die suide van Johannesburg, so die fliek daai tyd was in die middestad, daar naby Carlton Center, die bus gery in die middestad in en ons het nie geld nie. My ma sê ook, nee, ekskuus, jy weet, dis einde van die maand is nog ver. En maar wat ons het of wat ons kon doen was breakdance. Okay? Ek het gebreakdance. Dis nie belydenis nie, dis 'n getuienis. Okay? Ek en 'n maat van my, dit was die inding daai tyd gewees, jy weet, ek kon daai ding doen. En so nou het ons gegaan daar, onthou julle daai groot boomboxe? Nou kyk ek party van julle sê wat's dit? Okay, so as ek daai het hom so hier op jou skouer gedraai, 2 kassette gevat. As jy 2 gevat het, was jy nou nogals daar gewees, jy weet. Daai ding was so groot as ek hom so op sy sy gedraai het, was hy so lank soos ek. Jy weet, en want ek hom so hier op die skouer gesit, ek en my vriend, sy naam is Wally. Wally was nog korter as ek, hy het later 'n jockey geword, true story, jy weet. En ons twee het gebruik dans en dan het ons daar gegaan tot so op die hoek daar by Carlton Center, die boombox neergesit en die hoed wat so skeef het ons neergesit en dan het ons gebruik dans en die mense nou verbygekom en maar geldjie ingegooi tot ons genoeg gehad het en dan het ons gaan fliek, want ons het nou hierdie fliek gekyk. Wie van julle kan raai wat se fliek dit was? Dit is natuurlik baie intentioneel met dit. Julle is heeltemal reg. Dit staan ook hier op my T-hemp, who you gonna call. En dis die fliek wat ons gekyk het. Ons kon nie wag om te sien. Jy weet, daar was so ek sê baie hype rondom die fliek geskep gewees. Ons het hom gaan fliek. En natuurlik in die fliek is hoe hy uitspeel. Daar's later wat ook uitgekom het, so die jonger generasie of die nuwer generasie, weet ook waarvan ons praat. Is dat hierdie Ghostbusters was die first responders gewees. Nee, dis wat dit sê. As daar moeilikheid is in jou buurt, if there's something weird in your neighborhood, nee, who you gonna call? So hulle was die first responders gewees. Maar nou, dis 'n fliek en dit is lekker om 'n fliek te kyk. En ek wil nou nie spooke opjaag, jy weet. En dan gaan ook die slijm uit die dak uitdrup nie. Ons lewe in die real world, okay? Ons gaan die spooke uitjaag volgende. Hier's waarby ek wil uitkom, ek wil die transisie vir jou maak, is dat ons weet in die regte wêreld sê die Here vir ons is mekaar se first responders. Nee, die Here roep ons om vir mekaar om te gee, om vir mekaar lief te wees, om in mekaar se lewens te belê, mekaar se laste te dra, mekaar te vergewe. Daai woord mekaar kom so baie voor in die Bybel, maar hier's die paradoks, hier's die probleem. Ons leef binne 'n paradoks wat sê ons is die generasie of hierdie wêreld is die mees connected generasie in die geskiedenis van die mensdom. Dink gou in hierdie diens, daar mense wat se kinders aan die ander kant van die wêreld leef en is 'n bietjie challenging want daar's niks soos 'n lekker drukkie nie. Maar ten minste kan jy FaceTime op die regte tyd, moet hulle nie op die verkeerde tyd bel nie, dan slaap hulle nie. Maar jy kan die foon oopmaak, jy kan aan die ander kant van die wêreld in real time met ou praat. Hoe cool is dit? Jy kan enige tyd, kan jy enige iemand WhatsApp, jy het jou vriende van laerskool en voorskool en het jy op Facebook. En jy weet wat in hulle lewens aangaan. Dis die mees connected generasie in dieselfde asem is dit ook was ons nog nooit in die geskiedenis was die mensdom so emosioneel
geïsoleerd gewees nie. En dis waar, ek wil vir jou hierdie statistiek aanhaal, die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WGO, hulle het 'n verklaring gemaak dat eensaamheid gesien word as 'n pandemie. Dis 'n globale gesondheidsbedreiging. Kan jy dit glo? Gesondheidsbedreiging, eensaamheid, emosionele isolasie. En die navorsing wys dat hierdie isolasie, sosiale isolasie, dieselfde impak het op jou lewensverwagting as wanneer jy 15 sigarette rook. Dit beteken as jy eensaam is, gaan jy begin hoes nie. Wat beteken is die impak wat dit het op jou liggaam, die stresfaktore, die invloed wat dit het, dit bring jou lewensverwagting af met dieselfde hoeveelheid as jy byvoorbeeld sou 15 sigarette 'n dag rook. Dis asemrowend. Nee, dis nie die regte woord nie. Dis skokkend. Nee, dis dis 'n probleem. Dis 'n probleem. Nou hier's nog 'n verdere stukkie inligting vir jou. Is hulle sê dat mense wat geneig is om meer tyd op sosiale media te spandeer as ander, soos meer dae, meer op die foon, meer op sosiale media as ander, is 2 keer geneig tot eensaamheid. Hoekom? Want dit is nie 'n reël koneksie nie. Ek skraal deur en ek kyk wat gaan aan en jy weet die vriende in my lewe se lewens en al wat ek sien is, hulle is nou weer op hierdie oord of hulle is nou weer op hierdie vakansie of ek sien weer hierdie partytjie en dit voel vir my dit gaan net goed. Dit gaan net goed by hulle. Nee. En eintlik is nie waar nie, jy weet nie wat die detail is van die struggles wat daai ouens het nie. So daai koneksie is nie daar nie. Toe ek vir jou my storie vertel, het jy dalk teruggedink aan waar was jy in 84 en dalk was jy nog net 'n gedagte in mamma en pappa se oog gewees, maar nee, of jy kan onthou, wag, ek het ook op 'n kol alleen gefliek of daar iets van 'n koneksie gebeur net omdat ons so mekaar reël in die oë kyk en ek bietjie vulnerable is en ietsie share. En wanneer ons net op sosiale media is, dan gebeur daai koneksie nie en wat gebeur is ek sit eintlik dink ek is connected met almal, maar daar's 'n stuk eensaamheid. En so die Here het dit op ons harte gelê om hierdie reeks te doen. Nie net nog 'n oulike reeks nie, maar daar's regtig 'n behoefte in ons tyd en in ons samelewing vir koneksie, vir diep betekenisvolle koneksie. En so Karen Massyn het in ons gesinsdiens iets kom sê oor hoe connect ons in ons huisgesin, hoe reconnect ons. Hoe lyk daai prentjie? Marius het laasweek gepraat oor gesê, maar hier is dit net so belangrik, nê. Hoeveel keer dag jy op en ek wil jou nie skuldig laat voel nie. Dis maar net 'n deel van ons realiteit van as jy 'n gemeente het wat jy weet 2 dienste het en al die goeders, daag jy op en dink jy, as ek so kyk, ken ek nie hierdie mense nie. Nee, ek besef dis 'n realiteit. En al wat ons doen is sê, wat is daai een stapie nader wat jy nader staan en sê, wie is daar wat ek nie so goed ken nie. Want die Here het hulle hier saam met my in hierdie diens of in hierdie gemeente gesit en hulle is deel van my van hierdie kring. Hoe connect ek net 'n stukkie nader met hulle? Vandag vat ek hom nog 'n stap verder en ek sê, hoe lyk dit in jou buitekring? In jou community? Ons praat oor reconnect at community. Hoe lyk dit in jou werksplek? Daar waar jou kinders skool gaan, daar waar jy bly, waar jy shop. Hoe lyk koneksie daar? En dalk kan jy dink, ja, ons sukkel in die huis, want ons is te besig of te moeg of so ons sukkel daar en nou vra jy ons moet hier connect en jy weet ek is 'n introwert nou moet ek nog vir daai ou gaan vra. Wie van julle, jy kan maar eerlik wees, steek jou hand net volgende op. Wie van julle hou regtig nie daarvan nie? Marius is lief om dit te doen. Sê draai gou na iemand, groet gou, gee 'n high five en dan dink jy, ag, ek cringe jy so bietjie. As die introverte, nee, daar's hy. Dankie vir jou eerlikheid. Daar's hy. Ek's ook eintlik een van hulle, hoor, in 'n vreemde omgewing. Hoekom doen ons dit? Want ons dwing onsself uit daai gemaksone uit te sê. Maar hier's 'n kind van Jesus. Hier's iemand wat vir hom belangrik is. En ek sit my introvertheid een kant en hy's vir hom belangrik, is ook vir my belangrik. Okay, so dis as ons hier sukkel, ons by die huis sukkel, moet ons nou regtig ook nou nog daar buite in die buitesirkels. Die antwoord is ja. Die antwoord is ja, die Here, en die moed is die verkeerde woord. Ek wil jy moet geïnspireer voel vanoggend wanneer ek hierdie ding by jou kom neerlê om te hoor kyk wat het Jesus gedoen. Hy het hierdie incredible gawe gehad
om te connect met mense wat die samelewing gewoonlik nie meer geconnect het nie, of oorgesien het, of ouens wat in isolasie was, of en ek wil vir jou een of twee van daai stories voorhou. Die eerste een is die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. In Markus 5, nou voor ek net na 'n storie toe gaan, ek begin met 'n paar dames, nie because ladies first nie, is net in die sosiale omgewing van daardie tyd was vroue gesien as sosiaal minderwaardig. Hulle het nie in die stories so baie verskyn nie. Hulle is in die publiek, het jy nie met hulle gesels nie, want hulle is tweede klas gewees. Okay, dit was die realiteit van dit, maar Jesus, al hierdie stories van hoe hy connect met vrouens is vir 'n spesifieke rede. Dis dieselfde rede hoekom dit belangrik was waar die Bybel sê hy die kindertjies na hom toe laat kom, want jy het dit ook nie gedoen nie. Nee, kinders was nog 'n vlak laer gewees. Dit was hierdie sosiale stand in die samelewing, en nou sal hierdie incredible stories van wat Jesus doen. Daar's die vrou wat vir 12 jaar lank ly sy in bloedvloeiing, so sy is onrein verklaar deur die godsdiens. Wat beteken dit? Jy mag nie aan haar raak nie, sy mag nie aan iemand raak nie. En sy het hierdie siekte, en dis 'n siekte wat haar nie, dis nie net fisies nie, daar's 'n emosionele isolasie van mense af. Imagine dit vir 'n oomblik. Imagine daai stryd wat sy het. Nee. Ons sê partymal ek's 'n drukkie mens of ek is nie 'n drukkie mens nie. Kan ek vir jou sê, almal van ons het 'n behoefte aan fisiese kontak. En hier sê die vrou, en sy struggle met hierdie goeters, en ons kry haar in die Bybel waar sy deur die skare letterlik kruip net om aan die soem van sy kleed aan te raak, sê die Bybel. Nou die mense wat al gesien het, sê, hey, jy weet, ek wil nie ook onrein wees, ek wil nie in jou posisie wees nie, en ek kan dink hoe hulle na haar kyk, en wat maak jy ken mos nie reëls, wat soek jy weet, is daai, maar sy was so desperaat. Wat doen Jesus? Hy draai om na haar toe, hy het haar natuurlik genees, maar hy gebruik hierdie woorde, hy sê vir haar, my dogter. Voor al die mense, nee, hy kom vestig 'n identiteit, hy kom maak dit vas en sê jy behoort aan my. Dis nie net, okay girl, ek sien jou raak, ek sien jou behoefte, wat sak hy hand? Wees genees, ek's besig, weet. So, daar's 'n oomblik, my dogter, hier's nog 'n storie. Die Samaritaanse vrou by die put, Johannes 4. Hierdie arme vrou het 'n 3-dubbele dosis van verwerping weggehaal. Okay, so sy was 'n Samaritaan. Hier's rassespanning, die Samaritane en die Jode nie om dieselfde vuur gesit nie. Die Jode het neergekyk op die Samaritane. Okay, so nou sy's 'n vrou, nê, wat weer eens beteken dat daar was sosiale minderwaardigheid gesien. Jy het nie, as jy 'n vrou by 'n put gekry het jy nie met haar gepraat nie. It wasn't done. Dis die ongeskrewe reël. Mense, it was frowned upon. Okay, so Samaritaan, sy's 'n vrou, plus sy het 5 mans gehad. Was op daai oomblik by die 6de een. En so hier's 'n skande ding wat besig was om hier uit te speel, 'n morele skande wat oor haar gerus het. So waar ons al kry in die Bybel waar sy water gaan skep, is dit in die warmste deel van die dag. Nou, dis ook nie gedoen nie. Die mense het vroeg gaan skep, so want dan is dit nog lekker koel of laat aand en die water bly ook koel. Hier's hoekom sy in die middel van die dag daar is, want she's avoiding the crowd. Sy wil nie mense in die oë kyk nie. Sy loop met hierdie verwerping. Hier kom Jesus, daag op en begin dadelik sommer net 'n gesprek aankoop met haar. Hey, kan ek 'n sluk water kry? Jy weet, en ons hierdie behoefte wat aangespreek word, en sy is al verbuiste toe kom praat hierdie Joodse rabbi met my. En hy lei daai gesprek net na 'n diepte toe waar homself openbaar eintlik as Messias. En verander haar lewe, sy hardloop huis toe daar, en sy gaan connect met mense, en sy raak eintlik getuienis vir Jesus in haar eie. Dit verander die persoonlike konneksie, verander alles by haar. Hier's nog eene vrou wat in oorspel betrap is, Johannes 8. Nee, sy het egbreek gepleeg, en sy raak eintlik 'n objek in die hande van die godsdienstige leiers. Hier's 'n tool. Hierdie girl wat fout gemaak het, ons het 'n plan, ons gaan Jesus uitvang. Sleep haar voor Jesus. Vir die mense is dit, ja, dis die definisie van skande. Ons het lanklaas klippe gegooi, weet, laat ons haar, dis wat die woord sê, laat ons haar met klippe doodgooi.
sleep voor Jesus sê, wat gaan jy doen in hierdie situasie? Nee, 'n verworpene, dis as jy praat van die buitelyne, die kring waar Jesus, as die geestelike leiers oor hom sou dink as Messias, nie veronderstel is om te meng nie. Hier is Jesus, hy word hierdie moeilike vraag gevra en dan skielik kniel hy en hy begin, die Bybel sê hy het in die sand geskryf, daar's baie opinies oor wat hy geskryf het. Ons weet nie wat hy geskryf het nie. Hier's wat ons weet, sy het ook daar op die grond gelê. Jy kan dink die uitdrukking op haar gesig, nê, die verwerping, die skaamte, die seer, die vrees, want hulle gaan nou klippe begin gooi, hierdie is 'n doodstraf oomblik. En Jesus sak af nou, dis Jesus hierdie, so hy kyk haar in die oë, nadat hy die ander ouens uitgesort het. As jy nie storieetjie nie gaan lees hom. En hy sê, ek sien hier is niemand oor om jou te veroordeel nie. Ek veroordeel jou ook nie. Maar hy gil, hierdie is nie my plan vir jou nie. As hy vir haar sê, gaan in sondig nie meer nie, sê hy, ek droom soveel meer goed oor jou lewe as dit. Daar's 'n koneksie. Daar's 'n persoonlike koneksie. Die vrou wat die albasterfles ingebring het, Lukas 7, die Fariseërs het haar geken as 'n sondige vrou. Party ouens reken, okay, sy was 'n prostituut gewees. Dit maak nie saak nie, dis hierdie vrou wat inkom, en die prentjie wat ek al gekry het, is eintlik 'n verkeerde prentjie, want daar sit 'n vrou saam met die manne aan die tafel, en it is nie toegelaat nie, die vroue het nie so in 'n publieke, dis die sitkamer daar gewees, waar hulle gesit en geëet het, en die vroue was nie toegelaat daar nie. Dis die manne wat daar gekuier het. En nou kom hierdie vrou ingestap, en sy het hierdie albasterfles met duur olie, nardusolie daarin, en as jy die Bybelstorie ken het, sy het hom gebreek die fles, en Jesus se voete gesalf. Nou, hier's wat gebeur, is die host, die ou wat die partytjie gereël het, wat Jesus genooi het en 'n paar belangrike gaste sien, hier kom 'n vrou in, o genade, wat gaan ek doen? Wat gaan ek doen? Jy weet, hier sien nou 'n vrou wat, en dis hierdie vrou. So party ouens is, nee, ek weet nie waar jy is nie, party ouens is direk, hy gaan opstaan, uitsort, of die bounce kry en al laat uitgooi, of, jy weet, is party ouens is so. Ander ouens is, hulle druk die kop in die sand, nee, hulle sê, maak of dit nie bestaan nie. En dis wat hy doen, is hy maak of hy aan nie sien nie. En Jesus, nadat sy dit gedoen het, praat sy met hom. Hy praat met die ou, en hy sê, toe jy ingekom het, toe ek ingekom het jy my goed hanteer, maar jy het nie gedoen wat hierdie vrou gedoen het nie. En sy woorde is, hy sê, kyk na hierdie vrou. Hy dwing die samelewing om op te let en te kyk na. En dan spreek hy uit oor wat sy gedoen het en hoe betekenisvol dit is en hoe dit opgeteken gaan wees in die geskrifte, en hy kom herstel eintlik vooral hierdie manne wat hier sit, herstel hy haar menswaardigheid. Het was nie net die dames nie, het was die manne ook, nee, Saggeus in Lukas 19. Hy sê ou wat die geld gesteel het by sy mense. Hy het belasting ingevorder vir die Romeine en so bietjie meer ingevat en gepocket. So sy eie mense het hom gehaat. Sê jy's 'n verraaier. Jy's saam met hulle. Jy beroof ons. En hier sy in die boom, Jesus, Saggeus, hy noem hom by sy naam, sê kom. Hy nooi homself vir ete by Saggeus se huis, en aan die einde van daai ete, aan die einde van daai koneksie, sê hy vir Saggeus, hy spreek hierdie woorde uit, hierdie is 'n seun van Abraham. Wat doen hy? Hy herstel hom. Daai ou het geleef met die mense het vir hom gesê, jy's nie deel van ons nie. Jy's nie 'n ware Jood nie. Jy's nie opreg 'n patrioot, jy weet, as jy verraai jou eie mense. En hy het so begin leef ook. Kan jy dink die seer en die verwerping waarmee hy gewandel het, Jesus kom en hy sê vir hom, ek sê vir jou, jy's 'n seun van Abraham. Ek weet wie jy is, hoekom? Want ek het jou gemaak. Jy's myne. Ek het by jou naam geroep. Die blinde in Markus 10, die blinde Bartimeus, sit al langs die pad, hy sê die raserige bedelaar, hierdie irritasie wat langs die pad sit en die hele tyd uitroep vir mense, en hoe ons dit weet is, want toe Jesus verbykom en hy roep uit na Jesus toe maak die mense hom stil, sê vir hom, bly stil, hou op irriterend wees,
Maar Jesus stop en hy draai om en hy laat hom na hom toe kom. En ek het altyd hierdie ding gewonder, is hierdie ou is stokblind. Almal weet hy's blind. Jy kan dit sien hy's blind. Kyk, hulle het nie sonbrille in daai tyd gehad wat jy so wonder. Hy kon sien die ou is blind. En nou vra hy vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Dis so obvious. Maar hoekom vra Jesus dit? Want hy weer eens hy kyk in sy hart en wat is jou behoefte, Bartimeus? Wat is jou behoefte? Wat het jy nodig? En dan sê hy, die ou vertaling sê dit so mooi, hy sê Rabboni, beteken maar leermeester, dat ek kan sien. Jesus kon sy gesig net daar herstel, het net so maklik en net aanbeweeg het, sê ek's besig en okay, hierso vat dit joune en gaan aan. Maar dis 'n koneksie oomblik nie. Wat het jy nodig, Bartimeus? Dieselfde met die laaste voorbeeld. Hy is Markus 1, dis die melaatse ou. Melaatse is daai verskriklike veldsiekte. Hulle moes ook uitroep onrein, onrein. Hulle mag nie met hulle eie mense. Hulle moes buite die dorp gebly het. Nee, in 'n tipe van konsentrasiekamp as jy wil. Hulle moes daar buite in die dorp gaan bly het. Kon nie met hulle eie mense kontak hê nie. En as daar mense aangekom het, moes hulle uitroep onrein. Nie my raak nie. Ek's melaats. Ek weet nie hoe lank hierdie ou melaats is nie. Gewoonlik was dit 'n redelike lang tydperk as hulle op daai vlak al was. So ek weet nie wanneer laas hy fisiese aanraking gehad nie. Op 'n ander plek sê iemand vir Jesus, maak my kind gesond, maar ek ken autoriteit, u hoef dit net te spreek en gaan so wees, en dit was so. Jesus kon daar op afstand staan en sê, hey John, ek sien jy het melaats, bly net daar hoor. Jy's genees. Okay, nou kan jy nader kom. Nee, wat sê die Bybel? Sê hy, Jesus het aan hom gevat. Hy het aan hom gevat. Dit was 'n koneksie oomblik. Hoekom vra ons vir jou? Om te connect met die mense daar buite. Hoekom vra ons vir jou om daai ou by die werk waar daar by die koffiemasjien staan en so 'n bietjie geïrriteerd lyk en jy dink is maar maandeinde, is maar normaal. Maar eintlik is daar goed in daai persoon se lewe aan die gang wat sielafbrekend is. Hoekom vra ons jou om te connect met die mamma wat saam met jou daar op die netbalbaan staan, maar sy is die geskeide mamma. Ons weet eintlik hoekom sy geskei is en so. Die ander mammas praat eintlik nie met haar niemand. Ons ken so half, ons dink ons ken haar storie. Hoekom vra ons jou om te connect met jou buurman, met die oom wat daar oor kan die straat bly, wat altyd so nors lyk en moeilik is, en eintlik weet jy, daai ou is nie gelowige nie, en jy weet, sy honde blaf jou wakker in die nag. Hoekom vra ons jou om te connect met hulle wat stikkend is, en verlore is, en gebroke is, en geïsoleerd is, of dalk nie dink hulle is een van daai goed nie, want hulle leef in hulle eie wêreld, wat hulle oortuig is oor hulle eie waarheid. Hoe vra ons jou, connect in elk geval. Hier so kom, ek wil vir jou die skrif lees en die band kan vir my so lank na vore kom. Matteus 25. Maak Jesus hierdie stelling, dis vers 35. Hy sê vir sy mense, hy sê, want toe ek honger was, het julle vir my kos gegee. En toe ek dors was, het julle vir my iets gegee om te drink. En toe ek 'n hawelose vreemdeling was, het julle my in julle huise ontvang. En die ouens dink so vir 'n rukkie, ons kan nou nie lekker onthou. Die goed maak nie vir ons sin nie. Ons kan nie onthou wanneer was dit gewees nie. Hy sê, maar wanneer het ons dit gedoen, Here? En dan antwoord hy in vers 40, hy sê, as julle iets van hiervan vir een van my broers of susters gedoen het, selfs al is dit vir die heel eenvoudigste onder julle, het julle dit vir my gedoen. Selfs vir die uitgeworpenes. Selfs vir daai wat julle dink nie hoop het nie. Is dit asof julle dit vir my gedoen het. Hoekom doen Jesus dit? En met Johannes 3 vers 16 gee vir ons so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. En dan kom Jesus, nie omdat, ag my pa het nou so gesê, ek sal dit nou maar kom doen vir julle nie. Sê nie, sy hart was, hy sê, ek noem julle nie meer my disciples nie, ek noem nie julle net meer my slawe of my volgelinge, ek noem julle my broers en my susters. Ek's lief vir julle. Ek gaan kruis toe. Hoekom? Want ek's
ek's lief vir julle. Die goeie herder lê sy lewe deur vir die skape. Oor en oor kom hy net, en hy beklemtoon hierdie, dis hoekom ek hierdie doen. En ons het reg aan die begin vir julle gesê, ons tema vir die jaar, marked by his glory, known by his love. You are marked by his glory, sy goedheid, en sy guns, en sy heerlikheid is, dit sit so aan jou, dit plak so aan jou, as jy, as kind van God, jy kan dit nie help nie, dit is net oor jou. Al dink jy dit is nie, dit is. Sy genade, jou storie, die storie van jou lewe, skree iets uit van God se liefde en sy genade. En die uitvloeisel daarvan is, soos wat jy beweeg is, you are known by his love. En ons het vir jou gesê, hier is nie soos 'n lister engine wat jy moet swaai en probeer opwen en moet julle nou probeer kry om goed te doen sodat jy 'n beter Christen kan wees nie. En dis nie die doel van hierdie gesprek vanoggend nie. Want hier is wat ons vir jou sê, is dis binne in jou. Daai liefde wat Jesus Christus toe gevat het. Die gees van God wat Jesus uit die dood uit opgewek het, daai krag, sê die Bybel, is binne in jou. Daai ding wat Jesus, as hy by iemand gekom het, iemand soos een van daai wat ek genoem het, en soveel vele meer, en dan kyk hulle in die oë, en dan is daar 'n konneksie. Ek sê, ek sien jou raak, ek sien jou dogter, ek sien jou seun van Abraham. En nou kom die lewe en ons is verskriklik connected, maar ook verskriklik disconnected, en dis net staf, dis al wat dit is. As ons toelaat vir 'n oomblik, is die gees hier binne in my, nou kom ek terug by hierdie woorde. Hierdie is meer as net 'n nostalgiese terugverwys na 'n fliek, is wat ons wil doen is 'n bekende ding vat en vir jou sê, kan ons Heilige Gees toelaat? Net om ons te vat na daai spasie. Hy wil dit in ons hart kom vasdruk om te sê, waar is die betekenisvolle konneksie? Onthou dit. Ek beloof jou, wanneer daai gedagte spaak en jy staan voor iemand, is die Jesus wat binne in jou is, het so begeerte in en deur jou en wie jy is. Met jou persoonlikheid en alles, extrovert, introvert, daai goed maak nie saak nie. Die binnekant jou is daar hierdie behoefte om te connect. So vir die volgende 21 dae wil ons net intentioneel kom wees. Natuurlik 'n leefstyl uit dit uit ontwikkel. Ons wil jou vra, kom wees deel van 21 dae van intentioneel hierdie vraag te vra. Met wie gaan ek connect? Who are you going to call? En met call bedoel ons connect. Intensie. En so ons wil nie net daaroor preek en vir jou sê en jou laat lag en dit dink dat die goed is oulik nie. Ons wil dit vat na 'n plek van aksie toe. Liefde in aksie, en ons het 'n toolkit aan mekaar gesit, want wat doen ek? Hoe doen ek hierdie? So ons het 'n toolkit aan mekaar gesit vir die 3 weke. En elke week gaan ons vir jou fokuspunt eers in jou eie huisgesin of met jou eie familie as hulle nie saam met jou onder een dak bly. En die tweede week hier met hierdie mense wat jy hier sien in die kerk en wat jy dalk nie so goed ken nie. En dan die derde week is dit dan in jou community, in jou werksplek. Jy hoef nie dalk te wag tot dan nie, as die Here hierdie week het al op jou hart lê en jy begin engage, dis goed. Maar ons gee vir jou 'n skrif en ons gee vir jou 'n gebed wat jou hart sin toe kan vat, en dan gee ons vir jou iets prakties as 'n idee, as 'n riglyn. Sê, okay, ek het nie daar gedink nie, dit kan ek doen. Dis maklik genoeg, dit kan ek doen. En so hierdie is wat ons vra vir ons hele gemeente. As jy jou foon uithaal, kan jy daai QR-code scan, dan gaan ons daai ding vir jou, mail, ons gaan vir jou uitstuur. As jy die WhatsApp kry in die oggende wat ons uitstuur, as jy op die WhatsApp groep is, jy kan net klik op hom, hy gaan jou vat om te registreer vir 21 dae challenge, who you gonna call, en dan gaan jy elke week dit kry. Maak seker jy kyk jou spam box en jou, wat noem jy al hierdie, wat hy gaan lê op sekere plekke, maak seker jy kry hom. As jy nie een van daai het en jou foon wil nie lekker scan nie, vra asseblief vir my, ek gaan vir jou die link persoonlik aanneem. Maar hierdie is vir die hele gemeente, ons vra vir jou om te engage, net vir 21 dae te sê, ek gaan my koneksies dieper vat. Ek gaan my koneksies
dieper vat. Die woord het so mooi beskryf wat hy sê, hy maak dit persoonlik, ek het jou by jou naam geken. Ek het jou in jou moederskoot gevorm, Here, kom staan so naby jou. Sê, ek ken jou, ek is lief vir jou. En elke konneksie wat ons hier gaan doen, is 'n uitvloeisel waar presies dit gaan gebeur. Deur jou gaan die Here voor iemand kom staan en sê, ek ken jou, ek is lief vir jou, ek connect met jou. Volgende wil ons dit kom verklaar. In hierdie sang, en ek wil vra jy saam met my sal staan. Ons gaan afsluit met 'n responssang. En in die sang, die woorde begin so, die liefde van Jesus in my, 'n hart wat die waarheid bely. Die wêreld het hoop in U naam. En ek is die een wat sal gaan. En so volgende, dis jou, soos wat jy sing, sê, Here, ek sê ja vir reconnect, ek sê ja vir konneksie. Al is ek moeg, al is my lewe te vol, al is ek besig, al voel ek, Here, ek is seker nie daai persoon wat U op my hart lê, Heilige Gees, asseblief nie daai een nie. Ek het nie die emosionele kapasiteit nie, al voel jy al hierdie goeders. Hoor die roepstem van Heilige Gees volgende wat vir jou sê. Who you gonna call? Who you gonna call? Who you gonna connect with? Vir wie gaan jy verteenwoordig die waarheid van Jesus se liefde binne in my? Dis die hoop vir hierdie wêreld, Here, ek sal gaan. Kom ons sing met 'n stuk oortuiging en uit dit gaan ons die diens afsluit. Baie dankie.